Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ek is sommer so saam met jou opgewonde. 'n Nuwe dag met nuwe moontlikhede. En waar gaan dit heen? Wat gaan van hierdie dag word? Ek staan so 'n oombliekie saam met jou stil by 'n bekende Psalm wat ek vermoed ons al in die verlede by stil gestaan het. 'n Psalm wat jy waarskynlik heel goed ken, Psalm 23. Ja, Psalm 23. Dit gebeur soveel kere in my lewe met my beroep dat mense vra, mag ons hierdie Psalm gebruik om getroost te word? Mag ons hierdie Psalm gebruik om ons vreugde of 'n loflied te kan sing? 'n Psalm van Dawid. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ja, die wonderlike ding wat Dawid hier ook mag begryp, is die wonderlike metafoor wat gebruik word om sy verhouding met die Here te beskryf. Die Here is my herder. 'n Persoonlike belydenis wat hy maak. Ja, mag jy dalk vandag net weer opnuut haar persoonlike belydenis maak. Ja, die Here is my herder. En omdat hy my herder is, weet ek, hy sal my versorg. Ek weet hy sal naby aan my wees. Weet ek, hy sal na my omsien. Weet ek, sy genade sal vir my genoeg bly. Ja, weet ek, hy sal my by 'n feesmaal laat aansit. Weet ek is by hom welkom tot in die lente van dae. Die Here is my herder. Mag dit jou belydenis wees vandag. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie dat ek vandag my geloof mag bely en bely, die Here is my herder. Dankie vir u liefde en u genade, en dankie dat u na my sal omsien. Dankie vir die voorreg wat ek dan ook mag hê, om so naby aan u te mag leef. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê, en mag die goedheid en guns van die Here ook oor jou wees. Mooi bly. Thank you.